profete, wat 'n interessante klompie bymekaar is. Nou almal het daai inleidingsstuk gehad. Kan ek net eers heel aan die begin sê, ons begin het nou met Pieter gepraat oor bronne. Daar's wonderlike bronne oor die 12 klein profete. Daar's 'n Bybelskool wat Chris van Wyk doen daaronder in Port Elizabeth, en dan het Stellenberg ook 'n baie interessante reeks oor die 12 klein profete gedoen. Ek self het 'n stel bronne wat nog kom uit die destydse Bloemfontein Bybelskool, daar by Bloemfontein Noord, en dan 'n klompie nuwe goed. So niks hiervan is uitsluitlik my eie werk en niks hiervan is uitsluitlik ander se werk nie. Dis maar so 'n samestelling en 'n toepassing, maar dis waar ons is. So ek wil net erkenning gee dan ook aan bronne wat ons wel op hierdie manier gebruik, as ons dan by die 12 klein profete is. Ek gaan nie verskriklik baie sê oor die inleiding nie, hy is al verlede week uitgestuur. Profeet, 'n term wat baie keer in die Bybel gebruik word. Die Hebreëse Bybel gebruik die term nabi, wat eintlik kan vertaal word met een wat geroep is, en daarom sal ons al by die groter profete, maar ook by van hierdie klein profete, iets van hulle roeping kry. Esegiel wat geroep word, Jesaja wat geroep word, Jeremia wat geroep word, Jona, Amos, Hosea. So rondom profeet wees, is daar iets van 'n roeping, iets wat op jou gelê is. Jy word geroep dan vir 'n spesifieke ding. Die Griekse Bybel gebruik natuurlik die woord profetes, wat kan vertaal word met een wat die wil van God spreek, of dan ook met 'n streepie interpreteer. Daar was ook profete wat hulle sieners genoem het, wat visioene met mense gedeel het. Esegiel het wonderlike visioene gesien, Jeremia, almal het visioene gehad. En dan is party van hulle sommer maar net man van God of boodskapper van die Here genoem. Nou tradisioneel is 'n profeet gesien as iemand wat baie godsdienstig is, wat die gawe het om dalk in 'n engere sin die toekoms te voorspel. Nou daar's wel in hierdie 12 klein profete elemente van voorspelling, maar hulle is hier in die Ou Testament by uitstek is hulle kanale van God se kommunikasie. Woordvoerders, hulle het gehoor, dis nogal belangrik, ek het by die Here gehoor in die eerste plek. Hulle het iets gesien, hulle is woordvoerders. Die klein profete, as ons daar die historiese raamwerk kyk, het daai diagram gekyk, die hele klompie van hulle dra 'n wonderlike paar temas. God se volhardende liefde, sy omvattende ontferming, die oordeel oor verwaandheid, geestelike afsydigheid, geregtigheid vir die hele lewe, en mense wat in teëspoed kan jubel is Habakuk, en hoe jy kan verheug in die teenwoordigheid van die Here. So dis 'n klompie sterk temas. Nou in die Bybel wat ons het, word hulle van Hosea af bymekaar gesit. En dan Maleagi aan die einde. Nou as ons volgende week by Hosea kom, sal ek nou sê waarom Hosea in ons Bybel uiteindelik eerste geplaas is. Maar Hosea en Amos en Jona en Micha is eintlik in dieselfde tyd, as jy nou na die diagram kyk op die tweede bladsy. So ek het gekies om hulle in terme van die tydlyn, met hulle, soos wat ons hulle tydsgewys sien ontwikkel, gaan ons hulle ook hier doen. En daarom gaan ons dan in die eerste week soos vanaand, gaan ons dan vir Amos en Hosea hanteer, volgende week vir Hosea en Micha, en dan sal ons so aangaan. Want dan kom ons amper weer uit by die ritme wat dit in ons Bybel in opgeneem is. Hulle tree eintlik in 'n baie gekonsentreerde tyd op. So van 762 in die Noordryk. Kan ons sommer dan kom dan later weer. Ons weet met Salomo se dood het die ryk geskeur. Jerobeam en Rehabeam. 10 stamme is noord, hulle het rondom Samaria vir hulle heiligdom gaan vorm, en 2 stamme het in Juda agtergebly rondom Jerusalem. So toe het ons nou hierdie skeiding gekry, weet, van Jerobeam en Rehabeam. Jerobeam wat nou in die Noordryk was,
en Rehabeam wat in Jerusalem agtergebly het. En dit is nogal interessant, as dan verstaan mens, en dis net 'n kantaantekening, dan verstaan mens nogal iets van die destydse haat van die Jode vir die Samaritane. Want daar rondom Samaria in die Noordryk het hulle geglo uit afgodsdiens ontstaan, want hulle was nie by die ware tempel in Jerusalem nie. En dis waar hulle tif met die mense van Samaria begin het, oor hierdie skeer van die ryk van Dawid, destyds met die 10 wat weggebreek het, en dan rondom in Samaria, rondom die heiligdom in Bethel, het hulle gaan aanbid, en daar het Baal sy kloue ingeslaan, en het die vrugbaarheidsgodsdiens hoogtyd gevier, en hierdie ander 2 het in Jerusalem agtergebly, en hulle het suiwer gebly. So, daarom sal ons lees dat ons van Israel praat as die Noordryk, en dan praat ons van Juda as die 2 stamme van die Suidryk. Maar dis rondom hierdie 2 wat die 12 profete dan optree. Van 762, Amos, Jona, Hosea en dan Micha, wat ook so bietjie dan in die Suidryk opgetree het, en daardie tabel wys dan wie was die koning in daardie tyd, wie was die konings van Juda, en wie is die ander profete wat ook in daardie tyd opgetree het. Het is nogal interessant om net 'n prentjie te kry van wie is almal die mense wat in hierdie ding gespeel het, en dan Sefanja en Nahum, en dan, want hierdie is eintlik die enigste Noordryk profete, hierdie eerste 4, en dan, want dan is die Noordryk weg in ballingskap, nee, hulle is in 722 weg, so, en dan kom die fokus na die Suidryk, wat eers in 586 weg is, so dis in hierdie span, tussen 762 en 586, wat hierdie 12 profete dan optree, en dan 'n paar, na 520, toe hulle terugkom. Haggai, Sagaria en Maleagi tree dan as naballingskap profete op. Maar dit is eers dan die profesie vir die Noordryk wat gaan val, en dan kom die aandag na die Suidryk toe, om ook vir die Suidryk te sê, maar julle gaan maar dieselfde pad loop, julle is ook in die moeilikheid, en uiteindelik val die Suidryk, 586, Joël en Obadja, en dan in die Persiese tyd, wanneer hulle dan terugkom, 520, Haggai, Sagaria en Maleagi. En dis waar ons die klein profete kry. Klein profete, nie omdat hulle minder belangrik was nie, maar omdat hulle korter was, as die lang profete, soos Jesaja, Jeremia, wat ons ken. En dit lyk tog of hulle oorspronklik 1 boek was. Vir die 12 profete 1 boek was wat hulle gelees het, maar toe, terwille van hanteerbaarheid en daardie goed, het dit toe maar 12 losse stukkies geword, wat dan hanteer is. Enige vrae op die stadium? Net om vir ons te sê, waar lê ons? 722, 586, dan bietjie na 520 toe, en dis die agtergrond. En daarom is dit so dat daar ook in die Suidryk profete, maar baie keer die herhaling van dieselfde temas is. Die sosiale ongeregtigheid, die bastergodsdiens, die onreg, die vergryp van mag, die koning wat nie namens God regeer nie. Dis maar daar dieselfde klompie temas wat hom in die Noordryk en dan uiteindelik ook weer in die Suidryk herhaal. Sodat ook die val van die Suidryk en Jerusalem uiteindelik nie gekeer kon word nie. Eers dan Samaria. Dit bring ons by Amos, die eerste wat ons gaan hanteer, 762 in die Noordryk. En dan in die uitdeelstuk sê die stuk maar net, daar's veral 3 goed wat ons moet onthou. Wat amper as die doek, die agtergrond, die kaart vir hierdie klompie is. Dit gaan oor die skering rondom 930, Salomo in 2 ryke, Noord, Israel onder Jerobeam en Suid. Ons lees daarvan in 1 Konings 12, Salomo se 2 seuns. En dan die vernietiging van die Noordryk, 721 deur die Assiriërs, en dan die vernietiging van die Suidryk, 586 deur Nebukadneser van Babylonië. So, die eerste klompie is Assirië die groot bedreiging, en dan in die laaste klompie profete rondom die Suidryk, is Nebukadneser en Babylonië, dan die groot duiwel, wat hulle
te doen kry. Amos, baie keer die skaapboer, die vertaling sê 'n skaapboer, daar's party wat eintlik sê nie regtig 'n skaapboer nie, maar 'n skaapwagter, so 15 km suid van Jerusalem. Hy is nie 'n bestaande profeet nie. Van die profete was reeds profete wat dan 'n nuwe boodskap gekry het. Amos is met sy boerdery besig, so 15 km suid van Jerusalem, en dan word hy daar rondom 750 geroep om met sy boodskap, en nou moet jy onthou, nou kom hierdie, amper vir ons sê hierdie boetjie uit Jerusalem, kom nou daar in die Noordryk aan, en hy kom met 'n boodskap aan, hy sê, ek kom uit die Suidryk, en ek kom vir die Noordryk sê, julle dae is getel. Onmiddellik 'n baie moeilike situasie waarin hy hom kom bevind. Want hy kom vir die Noordryk sê, en dit het verskriklik goed gegaan. Hulle was finansiëel, dit het met die Noordryk baie goed gegaan. En nou kom hy daar aan en hy sê vir hulle, hierdie spulletjie, terwyl hulle daar by Bethel, dit lyk vir ons of hy by 'n godsdienstige fees opdaag in Bethel. En dan kom sê hy vir hulle, hier's moeilikheid. Die sosiale ongeregtigheid, hier's verdrukking, hier's afpersing, hier's mensenhandel, hier's uitbuiting van die armes, hier's weerloses, hier's onsedelikheid, hier's omkopery in die regstelsel, en dan geestelik godsdienstig, die sinkretisme, julle baster die godsdienst, julle sit vir Jahwe en Baal op dieselfde altaar neer, en julle godsdienst is sonder geregtigheid. En dan kom hy eintlik ook vir die Noordryk sê, maar julle moet julle bekeer, en julle moet weer met die syde een word. Julle wegbreek was sonde. Want hy kom met 'n belofte van 'n herstelde ryk van Dawid met al 12 stamme weer. Goed, daar's maar net ietsie oor sy persoon, ons gaan regtig niks verder daaroor sê nie. Die pragtige is dat sy boek begin met so pragtig, vers 2, wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders, en verdroog die top van Karmel. En dan begin hy met 'n klomp oordeelsaankondigings teen die naburige nasies. Hy vat eers die hele klomp en dalk was dit nou vir Samaria lekker om nou hierdie ding te hoor, want hier kom hierdie profeet uit die suide, en hy kom vir ons vertel, die Here gaan 'n appeltjie skil met al hierdie ouens hier om ons. Al ons naburige mense, die Here het gesien wat hulle aanvang, hy gaan hulle reg sien. Maar die krag van sy boodskap lê in hierdie metafoor, die leeu wat brul. Want as die leeu brul, die wildtuinmense weet hoe ver dit gehoor word. En as hy sê die Here brul soos 'n leeu uit Sion, dan sê hy, hierdie boodskap het 'n impak wat wyd gaan. Julle moenie sommer lig oor hierdie boodskap dink nie. Hierdie ding is baie, baie groot. Julle moet luister. En wanneer die leeu brul, dan raak al die ander stil. En 'n leeu brul om sy heerskappy oor 'n gebied aan te kondig, te proklameer. En niemand is onder enige illusie dat 'n leeu wat brul dit kan afdwing nie. En daarom wil Amos met hierdie metafoor van as die leeu brul uit Sion sê, julle moet besef wie die Here is. En hierdie boodskap moet nogal op 'n manier redelik ernstig opgeneem word. Dis nie sommer net so 'n storieetjie wat jy weer nie aan kan steur. As ons na die struktuur van die boek kyk, baie kortliks dan val hy in 3 dele uiteen. Hoofstuk 1 en 2 is daar die klomp profeseë, ons gaan nou daarna kyk, teen die omringende nasies. En dan, as hy by hoofstuk 3 kom, dan vat hy nou veral die Noordryk. Dan vat hy hierdie 10 stamme,
met hulle heiligdomme, want hulle by Bethel en Gilgal en Berseba het hulle heiligdomme gehad waar hulle saam met die Baalpriesters en almal lekker godsdiens bedryf het. En dan sluit hy die gedeelte af met 5 visioene in hoofstuk 7. Die kern van die boodskap, som kry daar in hoofstuk 3, is dat hy sommer duidelik vir hulle sê, maar Israel weet nie hoe om reg te doen nie. Israel weet nie, en dan 3 en 4 is 'n uiteenlopende ding van waar hy net sê, julle is totaal van die spoor af. Julle dink alles is reg hier in die heiligdom. Julle dink Jerobeam is onaantastbaar met sy rykdom en die voorspoed, maar julle weet nie hoe om reg te doen nie. En dan sê hoofstuk 5, sommer heel aan die begin, hoor die treurlied. Israel het geval. En daar by hierdie groot godsdienstige fees, Israel het geval en hy sal nie weer opstaan nie. Hy lê neergegooi op sy grond en niemand help hom op nie. So het die Here my God gesê, die stad wat met 1000 gaan aanval, hou net 100 oor. En die een wat met 100 aanval, hou net 10 oor vir Israel. En dan kom die eerste stukkie genade. So sê die Here, vra na my wil, dan sal julle lewe. Moenie by Bethel gaan raad soek nie, moenie na Gilgal toe gaan nie, en verbygaan Berseba toe nie. Dis na die 3 heiligdomme toe. Want by daai heiligdomme, sê die profeet, is die Here eintlik nie meer nie. Want julle het hom met Baal vervang. Julle het hom so verbaster, dat hy nie herkenbaar is by die heiligdomme meer nie. Vra na my wil, en dan pragtig, weet, by vers 14 van hoofstuk 5, probeer goed doen, dan sal julle lewe. Julle moet haat wat verkeerd is, julle moet lief hê wat goed is, julle moet opkom vir die reg in die howe. Dan sal die Here die almagtige God hom dalk ontferm oor wat daar van Josef oor is. So sê die Here die almagtige. So die hele hoofstuk 5 en 6 word dan 'n oproep om te sê, hier is kans, kom terug. En dan kom die oordeel met gesigte, sprinkane, vuur, die skietlood, 5 visioene wat 'n mandjie vrugte, pragtig daai goed as jy tyd het om dit te lees. En dan die laaste visioen wat hy dan sien, is die visioen van die Here wat by die altaar staan. En dan sê hy, ek het die Here by die altaar sien staan, en hy het gesê, slaan die pilare se toppe stukkend, sodat die drempels bewe. Breek hulle af oor almal se koppe. Ek sal die mense wat oorbly met die swaard doodmaak, niemand sal kan vlug nie, niemand sal vrykom nie. Ek sal hulle opspoor en vang, al kruip hulle weg op die bodem van die see. Ek sal die slang daar beveel om hulle te pik. Ek sal die swaard daar beveel om hulle dood te maak. Die Here my God, die Almagtige, raak die aarde aan en dit smelt weg, en almal wat daarop woon. En dan, as dit nou gesê is, dat die ballingskap gaan gebeur, die Here sê die oordeel gaan kom, dan kom hy met daai pragtige heilsprofesie aan die einde, die laaste paar verse van hoofstuk 9, net om te sê, daardie dag bou ek die vervalle hut van Dawid weer op. Ek stop sy barste toe, bou sy merasies op. Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaar sal wees, oor wat van Edom
oor is, oor die nasies. Hy sal dit doen. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat daar direk na die oes geploeg sal word en dat daar direk na die saaityd gepas sal word. Die berge sal van druiwesap drup, al die heuwels sal deurnat wees. Ek sal die lot van my volk verander. Hulle sal die verlate stede herbou, hulle sal wingerde plant. Ek sal my volk weer in hulle grond plant. Hulle sal nie weer uitgeruk word uit die grond wat ek vir hulle gegee het nie, sê die Here, my God. En miskien is dit die moeilike ding. Sou ek en jy daar wees? Ons hou hier die groot fees en hier kom hierdie skaapboer daai die suide uit aan. En hy kom by ons fees daar by Bethel waar dit nou lekker gaan en ons baie skape geslag het om te offer aan die Here en beeste en dis die vrugbaarheidsskuld is met die vrouens en dis net lekker op die altare. En hy kom sê, die Here sê, hy gaan hierdie spul stukkend slaan. En die wat probeer weghardloop, gaan hy met die swaard vang en hy gaan die slang stuur. Hy gaan julle almal doodmaak. Maar hoor, hy sê, ek sal julle weer oprig. En dis of die knyptang van die profete gesit het, om nie net te kom oordeel aankondig nie, maar om ook te sê, daar's genade. Daar kom herstel. Maar ons moet eers gaan en dan terugkom. Hulle sê ook ons sê nou, hoekom moet ons gaan? Ons sal sê ons is jammer. Die Here kan ons nou die ding, hy kan ons nou die spulletjie fix. As hy dan nou so oulik is om te sê hoe hierdie spul weer gaan herbou, hoekom moet ons al die goed eers afbreek? Maar die profeet onthou ons nou gesê, wys wie God is. Die regverdige een. Hy het al in Deuteronomium gesê, as julle vergeet, sal ek dit van julle wegvat. Toe hulle in die beloofde land intrek, het hy vir hulle gesê, onthou, julle kry hierdie, en dis nogal die mooi ding, om tot seën te wees vir die nasies. Maar as julle vergeet, dan gaan ek dit van julle wegneem. So hy hou sy woord, honderde jare later, hou hy sy woord. Wat is die boodskap? Punt 1, die veroordeling van die nasies. Ek dink dit was nogal 'n besondere ding om te sê, ek het nie net 'n appeltjie te skil met julle. Ek sien onreg en kwaad oral raak. Ek as die leeu wat brul uit Sion, wie se boodskap wyd gehoor moet word. Het nie nou net met julle klomp hier by Bethel 'n ding nie. Ek het met Damaskus 'n probleem, want hy het van julle grond gevat. Ek het met die Filistyne 'n probleem, hulle het van julle slawe gemaak. Hulle het van julle as slawe verkoop. Ek het met Tyrus 'n probleem. Ek het met Edom 'n probleem. Ek het met Ammon, wat grond gevat het, 'n probleem. Ek het Moab 'n probleem met Juda. En dan natuurlik ook, skryf dit soos 'n donderslag, ek het ook met julle 'n probleem. Wat is die klagstaat? Waarom is God so besorg oor sy naam? Net die paar opmerkings. Punt 1, dit lyk of hulle van hulle volksgenote slawe gemaak het. Die rykes het die regters omgekoop om die onskuldige man, om die arme man skuldig te verklaar en dan kon hulle hom as 'n slaaf koop. Want onthou, as hy skuldig verklaar is, dan is hy in die gevangenis gestop en jy kon mense uit die gevangenis uitkoop
om jou slawe te word. Daarmee saamhang die onderdrukking van die minderbevoorregtes. En dan 'n totale immoraliteit. Daar is die storie oor 'n meisie wat vanweë haar pa se bankrotskap aan 'n ryk man verkoop is. Het gaan oor 'n pa en 'n seun wat die weerloosheid van 'n slavin uitbuit, terwyl hulle weet sy sal niks in die hof reg kry teen hulle. En dan die kritiek op die godsdienstigheid. Die toppunt van God se seer, van God se oordeel oor Israel, is dat hulle in hierdie sosiale onreg ongehinderd met hulle godsdiens voortgegaan het en dat hulle godsdiens niks gedoen het aan die sosiale onreg. Want hulle godsdiens, hulle diens aan hom, moes hulle dan juis besorg maak oor onreg en oor slawerny en oor die minderbevoorregtes. En hulle godsdiens het geen verskil in die samelewing gemaak. En dis sy groot kritiek op hulle godsdienstigheid. Ons lees dit daar by Amos 2. En dan is 'n ander probleem, die rykdom en die voorspoed. Die rykdom en die voorspoed wat die volk opgebou het al hierdie probleme veroorsaak. Want dit het hulle mag gegee. Dit het die onreg laat gedei, maar hulle het geld gehad om die regters om te koop. En dan die groot oorkoepelende droom is die onreg, dat hulle ongevoelig geraak het teenoor mense wat deur die ekonomiese stelsel van voorspoed verarm is. Mense wat gemarginaliseer was, is verdruk. Niemand kon namens hulle praat nie. In plaas daarvan dat die godsdienst die onreg uitwys, speel hulle saam vir groter rykdom en voorspoed. Die volk word deurgangs daarvan beskuldig dat hulle niks doen oor die onreg. Kom ons spring baie jare. Die eerste profete kry ons rondom 930. So die geskrewe profete wat ons het is van 930 tot so 586. En wat het die profete gedoen? Die opmerking daar sê profete was 'n kritiese kommentaar, godsdienstige kommentaar, baie keer op die koning en die volk se gedrag. En hierdie kommentaar het gegaan oor die politieke, die ekonomiese en die sosiale realiteite van die dag. En nou sou ons kon sê, maar ons kan maar in 2026 in Suid-Afrika ook 'n paar goed kom sê. En as hy dan in 2026 met ons as die kerk, as die mense by Bethel rondom die feesaltaar kom praat, dan vra hy vir ons, dan daag hy miskien ons perspektiewe uit. Want weet, hierdie ouens rondom Bethel het so gewoond geraak daaraan, dat wat hulle doen reg is, dat hulle nie eens meer 'n gewete gehad het, dat dit dalk verkeerd kan wees nie. Die perspektief is deur almal wat dit saam gedoen het, so gevorm, dat niemand hulle meer uitgedaag het nie. Dis verskriklik gevaarlik, en dis dalk 'n opmerking oor al die profete vorentoe, om die geskiedenis te herhaal, en is gelyk aan tekens te sit en sê, maar jy sien wat by Bethel gebeur in die NG Kerk, wat met Israel gebeur het, gaan met die Afrikaners gebeur, daai is gelyk aan goed, is verskriklik gevaarlik. Maar daar's spore, en ek dink dis waarom dit so lekker is om hierdie 12 klein profete te lees, om mekaar te help om die spore te kry. Die spore in die sand, wat dalk nog 'n bietjie toegewaai is,
maar die spore lê daar, om te sê maar vir vandag en vir môre, gaan Amos en al sy ander maats tog iets sê. Want wat doen hulle? Hulle trek lyne van God se werk. Nie verhale waarmee ons dan moet saamloop nie, maar om ons aan die ding te sit oor 'n dag soos die wat ons in leef. Hulle was seker die ballingskap kom. Die tempel, die koning, die land, die onreg, almal gaan daaronder ly. Die vernedering wat kom. Eers die onmoontlikheid van opbou en dan die belofte van die Here se teenwoordigheid en die opbou. Israel het geval oor saampraters. Oor mense wat weggehardloop het van die ware feite. Wat die profete doodgeskree het oor hulle eie gerief en drome. Ja, dat mense baie naby Jesus gekom. Hulle het hom ook doodgeskree oor hy hulle eie gerief, hulle eie drome kom uitdaag het. Hulle het omgedraai, hulle het met hom gestruil, het vir hom gelag. En dan moet ons sommer hier heel in die begin sê, die klein profete met Amos eerste sê, word die volk, word die kerk wat ons moet wees. Wat die waarde van liefde en reg en trou die hoogste van ons lewe maak. Daar's 'n vraag hier aan die einde. Watter besef of aanvoeling bring Amos se boodskap vir jou oor ons tyd? Terwyl ek na Jona toe gaan, wil iemand dalk die mikrofoon aansit en sê, ek het nogal 'n bietjie gedink hieroor. En ek dink tog vir ons tyd kan Amos ietsie sê. Wie wil die mikrofoon aansit? Ek sien almal sin is dood. Dan niemand wat 'n mikrofoon wil aansit nie. Daar sê, Olas het hom aangesit. Josefas, ek wil eerstens net sê wat vir my tog, jy sê ou moet versigtig wees met die geskiedenis, maar as ons dan die eerste hoofstuk of die tweede hoofstuk lees van Gaza, dan dink ons wat die hele storie rondom Israel en Gaza nou op die oomblik. Ja. En in die volgende hoofstuk, ek het toevallig nou onlangs weer 'n rit deurgegaan, die Moabitiese vrou. Ja. En lees ons daar van Moab. So dit was vir my baie interessant om hierdie dinge het 'n bietjie perspektief gebring. Maar die een ding wat ek tog interessant of belangrik gevind het, is dat ons kom in die Nuwe Testament met Christus en sê, dit is waar ons as Christene, waar Jesus wat gekom het om vir ons sondes te sterf, die groot verandering gemaak het. Maar tog hier in die 12 profete, lees ons baie van die dinge wat Christus gesê het ons moet doen. Die hele kwessie van geregtigheid. Ja. As ons net nou oor Jona praat, om na die ander volke te gaan, nie net die Jode nie, Ja. nie net die ondersteuners nie, maar ook die ander volke wat bedien moet word, en waarna Jesus kyk, soos jy nou gesê het na eerste 2 hoofstukke, dat hulle ook belangrik was, en dit was nie net die Jode nie. So dit was tog vir my, ek glo ou moet leer uit die geskiedenis, en ek dink ons moet ook leer uit wat hier gesê word in die 12 kleiner profete, en ek dink daar's baie om te leer.
alhoewel ons, soos ek stem met jou saam, baie versigtig moet wees. Ja. Daar is gelyk aan tekens te gaan stel hier, maar daar is baie om te leer. As ons by Jona kom, en Jona se probleemboek, want ons sou die hele 6 weke kon besig wees met die historisiteit van Jona. Of Jona regtig daar was, en of die vis daar was, en of Ninive daar was, en of die komkommerplant daar was, en of die wurm daar was, al daai goed. Daaroor is daar genoeg ekskursies, en ek gaan eintlik net sê, wat sien ons in Jona? Ek dink dit is belangrik om te sê, Jona was 'n gevestigde profeet in die Noordryk. Maar sy boodskap saam met 786-746, hy loop saam met Amos in hierdie ding, maar Jona is klaar in die noorde, en hy beleef hierdie, as profeet, hierdie voorspoed van Jerobeam 2, wat ons nou by Amos van gehoor het, hy beleef die sosiale onreg, en hy hoor hierdie valse sekerheid, eintlik hoor hy hierdie nasionalisme, van Jerobeam en sy mense, die priesters, wat sê, Israel is veilig, hierdie nasionalistiese ideaal, en uiteindelik gaan ons daar die ander 2 in Jerusalem haal, en ons gaan die groot nuwe ryk hier in Samaria vestig. En dan kom hy om te kom sê, maar stadig nou met julle ideaal. En dan kom die storie van Ninive. Om te sê, maar God is ook die God wat ander oordeel, nie net vir julle nie. Maar wanneer Jona sy boodskap kry om na Assirië, Ninive die hoofstad, om soontoe te gaan, dan sê hy, maar dit bots. Ek is 'n dominee van Jerobeam se kerk in Bethel. En ons vertel elke Sondag vir mekaar, maar die Here is ons God en hy gaan ons beskerm. En nou kom sê die Here vir my, gaan bietjie daar na die vyand toe, en gaan sê vir die vyand, die Here het hulle lief. En as hulle tot bekering kom, dan word hulle ook deel van die volk van die Here. En dan is dit die groot probleem. Ja, Here, jy kan hulle genade gee, hulle kan tot bekering kom, maar hulle gaan nie deel van ons word nie. En God sê, hulle word dan ook my volk. Dis baie duidelik dat Jona as boek eers baie later, 10-1, eers met die opbou van die tempel, na die ballingskap op skrif gestel is, want toe het die nasionalistiese ideaal weer verskriklik sterk opgeleef, en het hulle net aan hulle self begin dink. En toe is die verhaal van Jona weer vertel, en daarom is Jona meer 'n voorbeeldverhaal as 'n profesie. As ons kyk na sy struktuur, was die letterkunde so gevorder, dat dit nie in 746 al kon gebeur nie. Dis letterkunde en die struktuur, wat amper eers 300 jaar later in geskrifte gevind is. So die opskrifstelling het nie in 746 gebeur nie. Maar dat Jona 'n historiese figuur was, dat hy in die Noordryk was, dat hy die boodskap gekry het, daardie goed staan vas. Of Assirië so groot was, weet ons nie. Naam het uiteindelik vir Assirië gesê, jy gaan vernietig word, en dit het in 612 gebeur. Maar dis 'n baie kunstige boek, en ek het sommer 'n bietjie met daai streepietjies net probeer wys, hoe kunstig hierdie ding bymekaar gesit is. Geleerdes sê, dis 'n hemelse komedie, met oordeel word genade, die vernuftige wegvlugpoging word met God se vernuf verander om terug te kom. Daar's spanning, daar's kontraste, daar's ironie, daar's natuurlik oordrywing, en daar's ook 'n verrassing. Maar dit maar die struktuur, ons ken almal die storie van Jona uit die Kinderbybel uit. Waarom het Jona uiteindelik deel geword van die profetiese geskrifte? Jona maak deel uit van wat ons noem die onderwysende literatuur. 'n Boek wat mense gebruik het om 'n spesifieke leerstuk
op 'n bepaalde wyse oor te dra. En die boek Jona is gerig aan mense wat 'n sterk nasionalistiese gevoel gehad het, dat God net vir die Jode bedoel was. En Jona kom en hy ontbloot die teologiese beskouinge van die Jode, wat 'n boodskap van God se deernis vir alle nasies moet leer, en nie net vir hulle nie. En daarom die kursief gedrukte opmerking, en alle nasionaliste reg deur die eeue sou die boodskap kon hoor. Want Jona kom wys God se grootheid. Alle sonde ontstel hom. Ja, ook Ninive se sonde ontstel hom. As skepper van die hemel en die aarde, as skepper van die walvis en die komkommerplant en die wurm en Ninive. En hy's vrymagtig. Hy gebruik die see, hy gebruik die plante, hy gebruik die visse, hy gebruik die wurms. En as hy dit alles gebruik, Israel, dan kan hy mos ook Ninive se harte vernuwe. Dan kan hy ook van besluit verander om Ninive nie te vernietig nie. So voordat jy nou God te naby jou eie wil maak, voordat jy nou op 'n manier te gerieflik veilig wil wees, sy vrymag is groter as net jy. En daarom kom Jona sê, God bly reddend besig met dieselfde liefde vir alle mense, en in daardie besig wees, beskaam hy baie keer die menslike berekeninge. Want sy berekening sê, ek wil nie 'n enkele mens op aarde sonder meer verlore laat gaan nie. En dit was die ding wat vir Israel so moeilik was, vir Jonas moeilik. Ek gaan Ninive se bekering aanvaar. Toe hulle nie koning tot bekering kom, toe vernietig hy hulle nie. Ek aanvaar hulle bekering, ongeag hulle agtergrond. En dan sommer net die opmerking, Jonas wys ook vir ons wie ons is. Jona cuts us to size. Ons grootste mislukkings en ons grootste suksesse moet uiteindelik maar net by God se werk uitkom. Dat God deur jou en met jou kan doen wat hy wil. En daarom wil Jona iets oor ons roeping vir ons sê. Vir Vader Abraham sê hy, ek sluit 'n verbond met jou. Hier is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, die God van jou nageslag. In jou sal die nasies van die aarde geseën word. Dit was die verbondsbelofte. Dis waarom hy om as 'n spesifieke God aan 'n volk verbind het, om deur die seëninge wat hy vir daardie volk gee, 'n seën te wees. Missionêr is ons nuwe woord van die laaste klompie jare gebruik, 'n missionêre gestuurdheid, 'n missionale gerigtheid, het in die verbond al gelê. En nou kan ons maar lees, hulle het dit lankal by die agterdeur uitgevee, lankal. En nou kom Jona en hy sê, julle moes van die begin af God se genade en julle voorspoed gebruik het om die ander te seën. Maar julle kerklik godsdienstige benoudheid het julle in 'n stuk selfbeskikking laat beland. 'n soort survival of the fittest. God moet ons net seën en nie 'n salvation of the unfit nie. God se Christenkerk dra sy liefde vir verlore en bedreigende vyande. Bewend maak ek die opmerking oor wat vra hy in 2026. Ons moet baie versigtig wees dat ons kerklike ideologie, wat ons dink kerk moet wees en wat ons wil hê,
ons kerk of die kerk moet wees, dat ons dit nie bou op ons eie teologie, op ons eie verstaan van God nie. Want hy word ons God, waarmee ons veilig is, in ons wêreld, eerder as die God wat ons ongemaklik maak, vir sy koninkryk in sy wêreld. Want Israel was God se koninkryk. En hy sou daardie koninkryk onvoorwaardelik beskerm. En nou kom vat hy een van hulle profete, een van hulle hoofpredikers, en hy sê, gaan sê vir die ouens aan die ander kant, wat julle eintlik vernietig wou hê. En waarskynlik gebid het vir God se beskerming teen Ninive, wat hulle bedreig het. En gewens het, en dalk ook gebid het, dat God Assirië as vyand sal vernietig. Want dis hoe hulle God verstaan het. Dis hoe hulle oor God begin dink het. Hy vernietig die vyande. En dan val hulle teologie uitmekaar. Die tweede opmerking sê, bly maar net bewus van God se vrymag om ons te verras met sy genade vir vyande. Kom breek met skeefgetrekte, met magsbehepte teologie. En ons hoef nie vanaand vir mekaar te sê hoeveel teologie daar in die enige kerk bestaan, om nie eens van die ander kerke te praat nie. Hoeveel, want elkeen wat amper by 'n synode 'n mikrofoon vat, is sy eie teologie. Nee, hierdie gaan jy nie op YouTube sit nie, hoor, asseblief nie. Jy moet laat we dit net edit. Maar dis waarmee ons besig is. Ons skep vir ons hierdie veiligheid met hoe ons God verstaan. En ons staan en val daarby. Daar's kerke gestig oor ideologie wat ons teologie gemaak het. Dis God se wil. Kerke het gebreek oor hierdie selfde ding. Dis hoe ons het wil hê, en dan sê ons, dis wat God vir ons gesê het. En dis wat Jona kom stuk en slaan, om te sê, baie versigtig. Want Jona sê, God se teologie het met Israel se teologie gebots. So erg gebots, dat Jona gesê het, ek kan nie meer saamleef nie, ek gaan aan die ander kant, ek vlug. Ek gaan eers met God sit en onderhandel, ek vlug. So dramaties sit vir my om te ontdek, dat God anders dink oor Ninive, as wat ons gedink het. Oor die betroubaarheid, die wat daaroor wil lees, stuur vir my e-pos of 'n WhatsApp en dan stuur ek vir jou 6 bladsye. Bladsy 2 gaan jy dit los. Daar is in die antieke wêreld baie visverhale. Daar is verhale, selfs in die 1800s nog, van visse wat mense ingesluk en uitgespoeg het. So dit kan. Daar's verskillende verhale. As ons oor die historiese betroubaarheid praat, dan is dit vir ons belangrik dat die skrywer van Jona nie noodwendig geïnteresseerd was in spesifiek bewysbare geskiedkundige gebeure nie. Want dit verander niks aan die wesenlike boodskap van Jona nie. Dis kunstig, vol spanning, vol kontras, vol oordrywing saamgestel.
om net 'n diep geestelike waarde uit te lig. God is nie 'n God van oordeel nie, maar van genade, en hy daag godsdienstige mense daarmee uit. Om ons juis bewus te maak, treffend dat hy en Amos en Hosea in dieselfde konteks koning Jerobeam se voorspoed kom veroordeel. Wat 'n groot ontnigtering het Jona nie beleef, toe die Here vir hom sê, maak klaar, gaan Ninive toe. Ek weet hoe sleg hulle is, maar gaan sê vir hulle, ek het hulle lief. Miskien daag Jona vir my en vir jou sommer op 'n klein mikrovlak uit, om iemand wat ek al afgeskryf het, om iemand wat in my teologie nie pas nie, uit te skryf. Om iemand wat met my ideologie, wat ek teologies begrond. Ag, ons ken ons eie kerk se geskiedenis. Ons het dit gedoen. Miskien gaan die geskiedenis oor ons beslis en sê, daar in die begin van die 21ste eeu, het julle op 'n ander manier weer gedoen wat julle in 1948 gedoen het. Net met ander goed. En ek dink Jona wil daarom die kerk onrustig laat slaap. Om juist te vra, is hoe ek God verstaan, hoe ek logos oortuig, hoe ek logies in logika oor my God praat en dink, is dit, iemand gebruik die beeld true north, of is dit my eie afwyking? Want ek kan so verstringel raak, dan hoor ek nie daai fees by Bethel. Ons is God se volk en ons het geld en dis wonderlik hier en alles gaan goed. As ons net van Assirië kan ontslaa raak, want hy grom vir ons. En dan moet Jona sy tas vat en hy moet met die vyand gaan praat wat nie in ons teologie pas nie. Sit aan die mikrofoon, ons het so 5 minute. Dalk wil iemand sommer oor vanaand ietsie sê. Servaas, ek sal nooit vergeet, die preek het was hier in die laat 70s, toe professor Johan Heinz nog in Stellenbosch was, het hy oor presies wat jy hier so pragtig uiteengesit het van die probleem waarmee Jona gesit het. Ek kry hom eintlik jammer, die natuurlike aard, nasionalistiese gevoel van ek kan nie na die vreemde mense gaan nie, ek gaan na my eie met 'n boodskap. En die teks van Prof Heinz was in die een vers, ek dink is vers 3, maar ek kan nie dit onthou nie, was maar Jona, en dit het gegaan oor uit anders gekies. Ja, En die volgende deel van sy teks was maar die Here het die storm ja, op die see gestuur. So sy teks was maar Jona, maar die Here. En vir my in daai tyd wat my geraak het, wat nou nog my baie laat dink, is presies, jy het dit so mooi uiteengesit vandag, is om nie eie geregtig te dink in my eie opinie nie. Ek meen Jona, die arme man, het gegaan toe hy gevra is op die skip, wie is jy eintlik? Toe vertel hy hulle, ek is 'n Hebreër, ek glo in die God almagtig wat die aarde en die hemel alles geskep het. Maar is volgens sy begrip het hy gevoel, dis wie ek is, maar ek gaan nie na Tarsus toe nie. So, verstaan nie heeltemal wat God sy almagtigheid en sy alomteenwoordigheid is, wat vir alle mense
die boodskap het van ek het julle lief nie. Nee, daarby, is net, Sofaas, dankie. Jy het verskriklik mooi het ingesit vanaand. Dankie daarvoor. Ek dink Amanda is aan, so in die laaste 2 minute. So Vaas, ek wil net graag vra, hierdie Ja, klein maar- profete, dit wat ook betekenis in die Bybel, is seker nie alles wat hulle gesê het, en daar is seker ander geskrifte ook wat hulle geprofeteer het. Ja, ek dink die opskrifstel het mag gaan oor die kern van die boodskap. Nee, weet, van hulle is later op skrif gestel as hulle dit nie self geskryf nie. Ja, Nie noodwendig nie. Jy weet, daar was skryfskole, daar was maar oral hierdie goed so, maar die kern van hulle boodskap, jy weet, is in die profesie aangeteken. ja. Nou die ander ding, ons het sekerlik ook vandag profeseer, of profete wat profesie van die Here het. Erken ons hulle? Weet ons van hulle? Ja, ek dink ons toetssteen is uiteindelik die woord. Nee, want onthou die woord was nie gevorm in daardie tyd nie. Hulle was besig om God se woord te vorm met profesie. Jy weet, ons het 'n profeet daar in Randburg gehad wat hulle 2 keer uit die kerk uitgejaag het en gesê sy weer kom voeterl hom, want hy het geglo hy het 'n profesie, maar hy het eintlik niks niets kom sê nie. Hy het net 'n eie storie, 'n eie ideologie gehad. So ek dink daar's profete in ons tyd wie se stemme stil gemaak is. Ek wil sê die aan die berg mense sal vanaand vir ons kan sê Beyers Nudee was dalk 'n profeet wie se stem stil gemaak is deur die kerk. Johan Heinz was 'n profeet wat uiteindelik met 'n koel stil gemaak is. Profete is nie gewilde mense nie. Mense loop nie in strome agter profete aan en sê vir ons nog nie, want profete daag uit. Profete het ongemaklike boodskappe. En ons kan waarskynlik nog hê vandag. Dankie. En nou sien ek dis 8:59 as my horlosie reg is, Hannie, wat sê jou, wil iemand nog iets sê? Nee, Hannie se mikrofoon is af. Nee, ja, het is 2059, ja. Dis reg. Ek stuur na die naweek se kant toe, Hosea en Micha. As ek reg is dit nou mens volgende net besig is. Hosea se stuk is klaar. En dan arme Hosea met die slegte vrou en die slegte kinders. Gomer en daai slegte kinders wat hy gehad het, wat die Here uiteindelik sy persoonlike omstandighede vat met 'n boodskap. En sê maar jy moet daai slegte vrou vergewe en jy moet haar terugvat. En die kinders moet jy terugvat. Want dis wat ek met Israel kan doen. So Hosea is 'n baie lekker storie en dan Micha. Micha wat eintlik beteken wie is soos ek. Ek is die Here, wie is soos ek. Maar baie seën, dink maar in die nag as jy nie slaap nie oor Jona en selfs oor Amos. Ek dink ons met mekaar se gewete bly en terug na Wim toe. Dalk is ons mekaar se profete. Om mekaar altyd te herinner daaraan dat ons nie met 'n valse teologie moet besig wees nie. Dankie, Servaas. Okay, julle, maar die ding gaan nie af vanaand nie. Nee, ek dink vandat ons ingeteken het om te kan opneem, sny hy ons nie af na 'n uur nie. Alright, solank ja, Angie klap haar hande, solank ek nie hoef te betaal nie, is aan die berg betaal, is dit lekker. Jy weet. Ja, maar vrede, mag die Here jou seën en ja, met 'n gerieflike ongerieflikheid. Dankie, tot ziens. Dankie, goed gaan. Dankie. Dankie.